Ons groet u vandag op ons verdere reis van Timotheus. Wellingtoners, julle ken die beeld hier agter my, die pragtige uitsig. Die van u wat van ergens anders af ingeskakel is, baie welkom, geniet hierdie omgewing saam met ons. Dalk 'n paar byklanke wat u sal hoor in die agtergrond. Ons sit op die pragtige velde van Huguenot Hoërskool. Aan my regterkant is Huguenot Laerskool. Dis wonderlik om dit ook so te kan beleef en saam net met u te kan vier dat ons in 1 Timotheus 4 reeds gaan praat oor om te oefen en die voorbeeld te stel. Maar gaan kyk gerus die vorige opnames rondom 1 Timotheus en dan vandag staan ons stil by 1 Timotheus 4. So baie welkom weer met ons saam lees. 1 Timotheus 4 het net 16 verse. Ek kan dit 'n paar keer gaan deurlees. Ek gaan nie die hele gedeelte vandag lees nie, maar lees dit 'n paar keer deur en oordink dit en kyk wat u daarin raak lees en wat vir u van toepassing is. Ons sê baie keer, as die Springbokke wen, uitstekend, wonderlike span, die beste Springbok span nog ooit. Sodra die Springbokke rugby span 1 of 2 wedstryde verloor, dis Rassie se skuld. Rassie het dit gedoen, Rassie het so gemaak, ons het 'n ander afrigter kry. Hoe vinnig mense dan omswaai en wys na die afrigter toe. Nou kan dit dalk wees wanneer u 1 Timotheus 4 lees, dat jy die gevoel kry, dis die afrigter, dis die mense wat loop 'n preek, dis die leraars en die dwaalleraars waarvan Paulus nou hier vir Timotheus skryf en wat hy vir Timotheus sê, Timotheus, julle mense wat vir die ander mense leer en wat vir hulle sê wat hulle moet doen, julle is nou 'n bietjie onder die vizier en julle moet nou seker maak, julle weet wat julle vir ander mense sê. Maar dit vat nie baie lank, broer en suster, om agter te kom, hierdie brief wat Paulus vir Timotheus skrywe, sê dis 'n spanpoging, dis 'n spansport. Dit gaan nie net oor die mense wat voorgaan in die gemeente en die dwaalleraars sê. Ons het dit al die afgelope tyd baie mooi gesien, verlede week ook, het ons dit weer eens gehoor. Dit gaan oor verskillende rolle wat elkeen ook vervul in die gemeente en in die gemeenskap. Sommige van u het al ergens 'n produk gekoop, of dit nou 'n paar tekkies is, en of dit nou 'n hemp is, of wat dit ook al is, dan het hy 'n sekere naam op 'n bekende naam, en op hierdie bekende naam sal daar dan staan 'n handelsmerk wat een of ander gewig dra. Net om dalk later uit te vind, dit is nie die ware Jakob, dis nie die regte oorspronklike produk van daardie naam, dit is iets anders. Die naam wys wel so, maar dis maar 'n nagemaakte produk. Ons almal het ergens in 'n gemeenskap, hier in Wellington het ons ook baie van hulle, sulke winkels wat een of ander produk met 'n bekende naam verkoop, maar dit is nie regtig die naam wat daarmee bedoel word nie. En dis asof Paulus vir Timotheus inlei, sê, dis die dinge waarmee mense vandag, ook in Suid-Afrika en reg oor die wêreld mee te doen het, dis nie net in my tyd. Dit is, Timotheus, jy moet hoor, dit is die dinge waarop jy bedag moet wees. Jy moet versigtig wees, want mense gaan al wat 'n ding is begin verkondig en sê, en dan moet jy wakker wees, sodat jy nie meegesleep word aan daardie eienskappe van die ander mense, aan daardie woordverkondiging, wat nie regtig waar van God afkom nie. Broer en suster, u kan die praktiese voorbeelde van verskillende kante af invul, binne in jou konteks. Ek hoor 4 woorde in 1 Timotheus 4 vandag. Ek hoor glo, ek hoor oefen, ek hoor voorbeeld, en ek hoor groei. Daardie 4 woorde hoor ek as ek saam met u dit gaan lees, en wanneer u dit ook daar tuis, in die kantoor, op jou selfoon, waar jy dit ook al luister, wanneer jy dit 'n paar keer, dan ook weer gaan oordink. Paulus vra vir Timotheus, as jy nou in 2025 lewe, dan sal jy blootgestel wees
aan selfone, rekenaars, tegnologie, dan sal jy dalk tientalle boodskappe op 'n dag kry, 'n videoetjie kry, ergens 'n boodskap van 'n vriend of 'n vriendin kry, wat iets sê. Is dit die waarheid wat daardie boodskap sê? Gaan soek maar net enige onderwerp, veral ook rondom geestelike dinge, dan kyk jy hoeveel predikers ons vandag kry, wat oor die een of ander saak praat. Elke dag word daar boodskapies uitgestuur, en ek sê nie dis verkeerd nie, ek sê maar net, ek hoor saam met Paulus die waarskuwing aan Timoteus, wees versigtig vir al hierdie dinge. Is dit die woorde wat waarlik van God afkom, of is dit populêre godsdienst? Is dit populêre denke? Is dit gewilde uitsprake? Is dit vir die oomblik gewild? In vers 1 tot vers 5, dan sê hy maar, kan mense jou glo? Kan mense vir jou glo met dit wat jy sê? Kan jy ander mense glo? Kan mense, dit waaroor hulle stry en redekawel, oor wat hulle eet en van wie dit afkom en dit waarmee hulle besig hou, kan mense geglo word? Is dit betroubaar? Is hulle bronne betroubaar? Nou ek onthou, paar jaar gelede, toe Google en ChatGPT en al hierdie soek engines wat jy het, AI, nog nie beskikbaar was nie. Dan moes jy 'n taak doen. Dan moes jy na die biblioteek toe gaan, of die skool of die dorpsbiblioteek toe gaan, en dan moes jy, aan die einde van hierdie taak, moes jy jou bronnelys bekend maak. En daardie bronnelys het dit dan bevestig, dit wat jy daar in daardie taak geskryf het, die feite dan bevestig. Hoor jy saam met my, Paulus se oproep aan Timoteus, hy sê, wanneer mense geglo word, dan moet hulle bron die woord van God wees. God moet die bron van alles wees. Dit moet nie skrif inleg wees, dit moet skrif uitleg wees. Dit wat ons hoor, en dit is hoekom dit net bedoel is vir die pastore en die dominees en die priesters en die leraars wat voorgaan in die gemeente nie. Dit is 'n spansport. Dis 'n geloofsaksie wat almal 'n rol het om te vervul. En almal moet dit vir hulle vra, want almal het die verantwoordelikheid om te vra, is dit van God af of nie? En dan help hy vir Timoteus, en dan sê hy, kom ek help vir jou. Jy moet oefen. Gaan lees daar van vers 6 af, vers 6 en vers 7, 1 Timoteus 4, wat sê, gaan oefen dan. Moenie wag, dat jy net op Sondag 'n preek kry. Moenie wag, dat jy net Sondag saam met erediens, moenie wag dat iemand anders by 'n kursus vir jou iets uitlê nie. Oefen jy dit elke dag. Hier sit ons op hierdie pragtige sportgronde, 'n teken van 'n plek, 'n terrein waar mense oefen, waar hulle vir hulle voorberei vir wedstryde, voorberei om fiks te wees. En dit is die oproep. Ons moet onsself ook oefen. En waar lê die oefen? In God se woord, om dit te lees, in gebed, dat ons nie net wag tot daar krisisse is, of tot daar probleme is, of dat ons groot besluite moet neem en dan wil ons bid nie. Nee, dit is 'n daaglikse oefenproses om God se woord te hoor, te lees, dit te oordink. Oefen om te bid. Elkeen van ons het ons eie gebed, ons eie manier van God praat, ons eie manier van met hom kommunikeer. Maar dit is 'n oefening, 'n daaglikse oefening. Hy sê, oefen julle dit. Die derde woord wat hy sê, waarby ons wil stil staan is, hy sê, Timoteus, moenie dat iemand op julle neersien, omdat jy jonk is nie. Wees jy vir hulle tot voorbeeld. Moenie dat iemand op jou neersien, omdat jy dalk nie in 'n belangrike posisie is, of omdat jy dalk nie noodwendig die kundigheid het wat sekere aspekte aanbetref nie. Hy sê, moenie dat ander mense
op jou neersien nie, maar wees jy vir hulle tot voorbeeld. Daardie woordjie voorbeeld. Ons kan so maklik terugval om te sê, ag, wat wie wat. Dit is nou maar die omgewing waar ons is. Almal doen dit, so ek doen dit. Almal doen meer daaraan, so ek dalk nog net op 'n kleiner skaal, maar ag, ek gaan nou nie teen die prikkels skop nie. Ons land is tog so korrup, so ag, as ek nou 'n bietjie dit doen, dan is dit nou maar so. Ag, almal maak een of ander tyd so, almal kyk een of ander tyd hierdie ding, of almal neem hierdie besluit, en dit is tog 'n gewilde besluit, so, dit kan nie so verkeerd wees nie. En dis reeds Paulus se oproep aan Timoteus. Hy sê, wees jy tot voorbeeld, al beteken dit dat daardie voorbeeld ongewild ook is, al beteken dit dat daardie voorbeeld van jou nie saamstem met die politiek van die dag, of die sosiale omgewing van die dag, of die aanvaarbare siening van die dag. Wees jy tot voorbeeld dat jy hou by God se woord. Glo, oefen, en wees jy tot voorbeeld. Dit is die aanmoediging wat hy gee. En dan wil ek graag net hierdie 2 verse saam met u lees. Vers 15 en vers 16. Lê jou op hierdie dinge toe. Leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en jou leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Sowel as die wat na jou luister. Hy sê dit gaan oor meer as net oor jouself. Dit gaan ook oor ander. En daardie 4de woord wat sê, jy word aangemoedig om te groei. Hy moedig vir Timoteus aan, hy sê, moenie net vasgevang raak in die gewone dinge en dink, jy gaan daardeur groei nie. Hy sê, groei elke dag. Laat toe dat die Gees van God in jou werk. Laat toe dat ander mense saam met jou groei. Laat toe dat die Gees van God jou vernuwe. Broer en suster, ons kan nie keer dat die wêreld verander nie. Ons kan nie vir die wêreld sê stop, moenie verander nie. Maar wat ons wel kan doen, is om te kies om in die waarheid te lewe. En ja, dit is 'n moeilike uitdaging, want soveel mense maak aanspraak op die waarheid. Ek kan verstaan dat mense verward raak. Ek kan verstaan dat mense soms twyfel, want die een persoon sê dit lees hy in die Bybel, die ander persoon sê sy lees dit in die Bybel. Die een persoon gee hierdie redenasie en die ander persoon gee daardie redenasie. En Paulus se oproep is om te sê, groei nader aan God. Groei in die waarheid van hom. So dit is nie altyd gerieflik, dit is nie altyd maklik nie, want jy hoor soveel stemme, daar is soveel geluide, daar is soveel mense wat vir jou wil sê, hierdie video moet jy kyk, hierdie gedeelte moet jy lees, en dan gaan jy sien, jy dink anders. Ons sien dit maar net op die kommentare wat mense soms lewer, wanneer daar iets verskyn. Ons sien dit wanneer mense iets publiseer, hoe mense dit verskillend interpreteer, hoeveel te meer ook wanneer hulle by die woord van God kom. Kan ons nie dalk soms loskom van dinge wat vir ons meesleer? Is dit nie dalk een van die gebede wat ons moet bid vir ons leraars, vir hulle wat moet voorgaan, vir hulle wat moet leiding gee? Sê elke dag bid ons, sodat julle die waarheid kan verkondig. Maar ek bid ook vir myself, sodat ek in my werk, op die sportveld, waar ek ook al is, laat ek ook die waarheid leef. Ek kies om die waarheid te leef. En daar waar ek beperking het, daar waar ek nie altyd weet die insig nie, kies ek om die voorbeeld van Christus te volg. Hy het vir my die voorbeeld gestel. Is hy dalk in die bootjie wat Paulus met Timoteus gesels? Is hy dalk in die bootjie wat hy vir Timoteus aanmoedig om te sê glo? Volhard met jou voorbeeld. Oefen.
en groei. Dalk help dit ons om vas te staan as gelowiges in moeilike tye. Dalk help dit vir my en vir jou om saam met ander weer die hoop te soek en dat ons nie meegesleer word. Nie net aan mense wat valse leer verkondig nie, maar ook mense wat valse hoop in die lewe wil gee. Mag jy regtig waar gelei word, ook deur 1 Timoteus 4 in jou nadenke. Kom ons bid saam. Here, help ons om nie te val vir mooi praatjies en halwe waarhede nie. Gee ons wysheid om u stem tussen al die geraas te hoor. Leer ons om getrou te bly, selfs as niemand kyk nie. Gebruik ons, Here, om lig te wees in Suid-Afrika, reg oor die wêreld, in ons skole, in ons huise, in ons werke, in ons strate. Mag ons lewe wys dat U steeds die waarheid is. Amen. Geniet dit om 'n voorbeeld te wees. Geniet dit om te groei. En hou vas aan die waarheid in Christus. Geseënde tyd vir u.